Hallo Werner, Hallo, iets wat te gaan. ek stepper, Oké. die weer. Ja, nee, dit is een van die dinge. Het is 'n bietjie koel vandag. Ek kan maar sien ek het baie keer. Ek self, maar hierdie weer is ek nat word, ek soos hoender. Ek word siek. In elk geval, is nie so depper nie, want jy het gesien, ons het al 62 views op ons Bitcoin en Goeders YouTube channel. Ja, nee, dit is nie vir my nie. Dit is nogal impressive. Van gister af, 21 uur, en 17 subscribers. Ja, dit is beter as my eie channel. Ja, maar Steve wil daar. Nee, Steve wil nie nog nie na ons kyk nie. Jack, Waar is dit, Jack? Perro. Nee. Jack Sparrow sal later kom, hè. Hy is mos nou te groot, sy hoed is te lank. Pet, ja. Wel, ons doen nou KI, en dan in ons Facebook groepie, hy kom lekker aan. Waar sien nou mense nou? Ek verstaan net nie lekker Gaan Facebook af nie, maar onder toe, gaan af. hoe weet ek? 69 likes, daar is hy. Daar's hy. Ja. Hey, En dankie ek is mense. al. Jy is ook daar. Hmm. Dankie mense dat julle ons like. Ons gaan nog baie hier by sit en hierdie prys is amazing. En dan natuurlik ons Twitter. So ons volg nou 'n klomp mense, maar ons het nog net 3 followers. So ek hou meer van Twitter as Facebook, is eenvoudiger. Nee, ek sien Twitter fan eintlik nie. My sussie het dit vir my baie goed. Ons moet nog onsself introduce. Miskien is dit hoekom hier niks gebeur nie. Maar my sussie het gesê Twitter is soos 'n rivier. Dit vloei by jou verby, jy dip in, jy sien goeters en jy dip uit. Dis lekker. Mense raak nie so stak op Twitter soos Ja, maar jy kan net soveel inligting gee, wat 166 karakters of something, 140. whatever, is min. Ek wil vir Klein mense kompas. inligting gee. Okay. Maar ons het dit ook so. Dis hoekom die Facebook page is daar. En bo dit, jy gesien waar die Bitcoin prys staan. Gee, Dit groei, so flip, ek het nog nie gekoop nie, ek moes gekoop het. ons gaan nou. So, ons gaan vir die mense wys hoe om wallets oop te maak en hoe om Bitcoin te koop. Daai dink ek is like amper 'n all-time high. Dis bly goed. Jy moet gaan kyk Preef.com, baie handige webwerf. Jy kan hierso kan jy actually gaan kyk en jy kan verskillende pryse en goederes, local bitcoins en Bitfinex en so. Dit lyk selfs beter by van hulle. Ja, maar doen nie reset en hou hom maar by die average. Die average is Ja. baie goed. Dan natuurlik so 'n ander webwerf, CoinMarketCap. Kyk hoe lekker groei dit. Just. So met ander woorde as 'n ou nou gegaan het en hy het in Mei van 2013 gaan Bitcoin koop. Het hy nou al baie goed sy geld gemaak. Weet jy in verlede jaar hulle sê die Bitcoin prys met 140% gegroei, né? Dis awesome. So as jy as jy verlede jaar, wat trouwens nou, Januarie daar was dit gewees $433. Sien jy hom? Nee, bo. En kyk nou. Gros. Ja, Dis 'n flipping goeie ek so investment. Hoor. 3 jaar terug wou geraak het in Bitcoin, was dit $220 per coin. Dit dog ek is baie geld. Ja. So En nou- imagine ek so 5 maal my geld gemaak het. Maar nou, ons het nou gepraat. Interessant, baie van die ouens sê, ja, maar ek kan dit nie meer bekostig nie, want kyk hoe duur is 'n coin. Maar wat die ouens nie weet nie, is dat 'n coin het 'n miljoen fraksies. So jy het nie nodig om 'n hele een te koop nie, jy kan sê 0.1 of 0.01 of 0.01. Ja. Daar's 'n miljoen fraksies. So dis Yes. future proof. So die ouens hoef nie te worry om hulle wil nou 'n hele een gaan koop nie. Ja, so as 'n ou kom ons sê 0.1 Bitcoin koop vandag teen $10, $11. Kom ons gaan kyk hierso by rande 0.1. Ja, en nie 1.1. 0.1. R1000 of ek kan no. Nee, jy wil nie so min gaan koop nie. Dis ridiculous. Jy moet tyd mors. Nee, so jy kan vir R200 gaan Bitcoin koop. Nee, so, En dit kom ons sê ek koop vir vandag vir $200 se Bitcoin. Jy hou dit want ons soos die ouens praat sê hulle die einde van die jaar gaan dit omtrent $2000 'n Bitcoin draai. En miskien in die volgende jaar 4 of 5000 Bitcoin dollar 'n Bitcoin. So dan het jou geld gegroei na R500, R1000, whatever. Ja. Ek dink mense kan aftree op die as jy 'n Bitcoin nou koop. As jy sou 'n hele Bitcoin kon koop. 10 jaar vanaf. Ja, Ek persoonlik dink so. Ja, ek persoonlik dink ook so. Ek gaan onthou net een ding. Ons is nie van die finansiële advisering nie. Ja. Ons praat van ons eie ervinding of ondervinding of wat jy wil sê, ervaring, Daai dinge. daai goede. En dis wat ons nou doen. Ek sal eerder geld in Bitcoin insit as wat ek geld in 'n RA of 'n so iets gaan sit. En ek sê nie 'n RA is verkeerd nie.
Dis my gevoel. Wat 'n alright. Ek weet nie, raar. Investment something. Kyk ja, ons is aftree aan die tyd. ja, ons is redelik Bitcoin beneek. Sien, iemand het vir my gesê ek gaan sout kry want ek vloek so. Sorry. Beneek, is beneek okay. En na die tyd sal ek ook kies vat hoor. Ja. Okay. So ons is redelik Bitcoin beneek. So ja, maar nou nie jy gaan doen julle eie huiswerk, maar ons sal julle probeer wys in die rigting waar om huiswerk te doen. Maar ja. Wat is die doel van hierdie hele storie is om julle tools te gee of net 'n bietjie meer inligting te gee oor wat is Bitcoin, cryptocurrency en so voorts. Ons gaan vir julle byvoorbeeld so Spreeve en al die plekke wys waar julle kan gaan om die pryse van Bitcoin te kry en dit is maar basies wat ons probeer doen. Ons wil julle inlig oor wat is Bitcoin, wat is cryptocurrency in geheel, hoe vergelyk dit met geld, Fiat. Government money, papiergeld. Ja. En wat kan jy met jou Bitcoin doen die dag as jy Bitcoin het? Ja. Hoe spandeer jy dit? Hoe om Bitcoin te kry? Hoe om dit in 'n wallet te sit? Hoe om dit te bære? Ja. En hoe om dit goed te maak? Dis ons favorite topic. Ja. Maar ons dis 'n volgende breek. So net ek dink die ouens moet ook weet. Daar's ons hierdie is nou 'n ander webwerf, CoinMarketCap. Jy kan 'n bietjie gaan daar loer. Daar's 'n paar van hulle. Maar by CoinMarketCap hierso's ook charts en stuff, maar jy kan gaan hierso maklik gaan coins soek. So jy kan enige ding gaan soek. Ons op ja, hoeveel coins is daar? Soos 'n cryptocurrency. Ja. Ons moet vir die ouens verduidelik. Ons gaan net gou na CoinMarketCap toe. Of CoinCap toe, ekskuus. Hierso sê hulle sien ons omtrent 3.500 verskillende coins. Gros. Maar daar's omtrent net 1000 van hulle wat actually 'n waarde het. So hier wat julle nou sien die rooi en die groen flashes en die stuff, as jy dit kan sien. Dis soos wat die pryse op en af gaan. So hier word hulle nou gelys net vir interessantheid op market cap. Nou market cap is 'n interessante ding. Dit is hoeveel Bitcoin getrade word in die laaste 24 uur. So 17 triljoen. Ja, dis nogal 'n klomp geld. Wie sê daar's nie geld in Bitcoin nie? Ja. dis hoeveel ouens dit rondgooi. So daar's ons duisende van die goeder. So jy kan gaan soek. Maar nou nie wat is die woord? Gefake, scam. Daar's Trumpcoin. O ja, dis 'n interessante ene. Daar is actually Trump, kom wys julle gou hierheen. Dan weet jy daai ene opbring. Trumpcoin. Nou Trumpcoin vir interessantheidshalwe. Ouens dink dis Donald Trump se coin. Toe nou nie. Ek soek 'n chart vir. Ek bring dit nie hier op nie. Maar ek sal vir julle gou gewys. Ook as ons in ook CoinMarketCap. Hier kan 'n mens op vir Trump gaan soek. Wat is fout my spelling volgens? President Trump nogal en Trumpcoin. Nou Trumpcoin, die ouens dink dis President Trump van Amerika se coin. Dit is nie. En 'n interessante ding het gebeur, soos julle kan sien, die ouens het gedink, lekker. Election time, ons gaan nou groot geld maak. Toe besef hulle, oeps, dit is eintlik nie Donald Trump se coin nie. Wat is hy werd vandag? Wel, 10 US cent. So, ja, julle moet nou nie gefake word nie. Daar is baie coins, maar hulle is nie almal iets werd nie. So, nou, is nog nie nou vir die potheads. Wat coin? Dis interessant. Ek gaan nog 'n Etsart coin maak. Maar 'n supply and demand, né? As potcoin, hy is 1 sent werd. Okay. Maar kom ons sê gou. Ja, dis potcoin, maar dis nie te sê dit is pot soos in die goed wat jy rook nie. Wil sê ek wil sê icon hier is nou peetjie, maar ek het dit op ander plekke gesien waar dit eintlik 'n snaakse klein blaartjie is. Ja, ek dink dit nie. Ja. Dis kom ons praat gou daaroor. Die FSA, die FBI of die CIA of whatever dit mos sê Bitcoin is illegal in die begin want te veel. Kom ons gaan gou so toe. Hoekom het hulle so gesê? Dit was oor wat? Daai cloud wat sê ding moet cloud daar wil die goede verkoop het. Ja, daar's 'n Silk Road. Ja. Interessante storie. Daar's twee groot goed in die geskiedenis van Bitcoin. En jy kan dit actually nogal gaan sien as jy mense dit gaan Bitcoin se prys. Nou Bitcoin hier was 'n exchange gewees. Dis in 2013, einde van 2013. Daar was 'n company of nie 'n company, exchange met die naam van Mt. Gox. Nou Mt. Gox, daar kon jy nou gaan Bitcoin koop. En hulle het dit ook vir jou gestoor. En toe is die ding gehack.
toe het die ouens ja nee, Bitcoin kan gehack word en die Bitcoin self kan nie gehack word nie. Maar die users of die exchanges of die goed kan gehack word. Dis dieselfde soos iemand wat sê FNB, nou die dag was FNB beroof. Is die rand geberoof of is die FNB geberoof? FNB. Exactly. Nou so Bitcoin kan nie gehack word nie. Die exchange waar die geld gehou word word gehack. Dis dieselfde soos jou beursie wat gesteel word. Is die rand weg omdat jou beursie weg is? Nee, dis net die exchange. Jou rande is weg. Ja. En jou bitcoins is weg omdat jy nie jou two-factor authentication op jou wallet gesit het nie, wat ons later by sal kom. Ons gaan nie vandag doen nie, maar dit is goeie wat 'n mens moet doen. Die ander ding, wat jy nou van praat, Silk Road. Nou Silk Road was 'n baie interessante website, waar jy basies enigiets kon koop. Illegal goeders op drugs en jy kan gaan vir julle eie huiswerk gaan doen oor Silk Road Marketplace. En ja, die ouens het daarso groot geld. Jy kan dagga en drugs en whatever daar gekry. So gaan ondersoek dit, maar toe dit gevou het ook, toe dit die Bitcoin prys skade gedoen, want ouens het gedink, Bitcoin is drug money en goeders. Die realiteit is nog steeds, hoe crime betaal word voor is deur euros, dollars, nie deur Bitcoin nie. Mense is inherent goed. So ja, daar is, en terwyl ons praat van Silk Road, net vir interessantheid, jy moet 'n bietjie gaan kyk na Open Bazaar. Baie interessant. Dis nou waar Tanzania koekies kan gaan verkoop. Letterlik. Hierso, dit is soortgelyk, ek wil dit nie vergelyk met Silk Road. Dit is nie dieselfde ding nie, maar hierso kan jy jou eie, dis 'n stukkie sagteware wat jy download, jy installeer dit op jou komputer, jy bou vir jouself 'n shopfront. Ja, 'n webportal in die shopfront, ja. En jy kan enigiets daar verkoop en jy kan kies jy wil dit net in Suid-Afrika verkoop, in ship of whatever of wêreldwyd. Ja, kyk, daar's 'n ou wat baie heuning verkoop. Ja, kan enigiets verkoop, jou artwork. Dis nou vir enige ou wat sy by die huis sit en hy sê, hier's 'n besigheidsopportunity vir mense. En is nice want daai ding van om Bitcoin vir mekaar te stuur, dis goedkoop, jy het nie nodig om deur 'n bank te gaan nie, jy het nie eens 'n bankrekening nodig nie, net 'n wallet, Bitcoin wallet en redelik maklik. So ja. So as jy kom ons sê boeke skryf of whatever, jy verkoop, doen artwork, jy doen pottery, jy doen cookies, whatever, jy kan die goed hier verkoop en jy kan geld maak. Whatever. Ja, Bitcoin is amazing. Dit maak die mark oop vir almal. Toe ons gaan terug gou weer CryptoCoin list, jy kan CryptoCoin charts toe gaan. Ook baie interessant, jy kan hier allerlei goed gaan sien. Dit wys top 1000 coins. En nou ook, terwyl ons nou hiervan praat, en ek wil nou nie spesifieke name noem nie, maar as hy na jou toe kom en hy sê vir jou, jy moet nou in hierdie een coin gaan invest. Een coin. Wink wink, nou is ons wat miskien weet waarvan ons praat. Gaan doen jou huiswerk, gaan na 'n plek soos CoinMarketCap en gaan soek vir een coin. As hy nie wys nie, dan bestaan hy nie. Okay? En al bestaan die coin, beteken nie noodwendig hy die waarde wat die ou vir jou probeer aansmous nie. Ja, so gaan doen jy huiswerk. Ou kom jy toe en sê dis $1000 vir 'n coin. Ja. En daai coin, as jy hier gaan soek vir daai coin, dan bestaan hy nie. Wel, hy is daar. Dis waar die dinge kom. Ons gaan 'n bietjie vir julle verduidelik wat is 'n blockchain. Wat is die onderliggende tegnologie waaroor die ding gaan. En dan is daar goed soos proof of stake en proof of work en daai soort dinge. Alske tegniese goede wat ons nie vandag gaan oor praat nie, maar daar's lekker dinge wat vir 'n ander dag kom. En dit is dingetjies wat 'n mens moet weet as jy gaan begin delg of speel met die cryptocurrency. Yes. Ja. Sekere van hulle kan 'n mens kom ons sê maar net makliker of eerder invest in as ander. Ons sal vir julle probeer verduidelik so bes ons kan. Ons is nie blockchain programmers of iets nie, maar hoekom 'n mens miskien moet kyk na van die coins en hoekom miskien nie na die ander nie, is net opinies. Maar op die einde van die dag moet jy eie mind opmaak. En dan gaan ons vir julle wys hoe maak 'n mens, hoe kry jy jou eie bitcoins? Deur mining. En dit is 'n topic op sy eie, ander dag. Ja. Wat is er nog wat die mense wil wys vandag?
Ja, WorldCoin Index, ook 'n plek waar mense kan gaan coin soek. So daar's 'n klomp verskillende websites waar mense kan gaan coin soek. Ons sal op 'n stadium praat oor goed soos Ethereum, Litecoin, Monero en Dash onder andere. Ek speel met jou ook. Ons speel met daai coins. Die rede hoekom en hoekom nie of wat ook al. En nou net vir interessantheid, Bitcoin Obituaries. Jy kan by 99bitcoins.com/Bitcoin. Nou, die ouens sê aan mekaar, ja nee, Bitcoin is dead. Nou, ja, hier is 'n baie lekker website. Bitcoin is died. Dis al 121 keer is Bitcoin dood. So ek meen die ouens is redelik aan mekaar verkeerd. So ek meen julle kan gaan terug aan die geskiedenis. Ons bladsy en bladsy van ouens wat gesê het Bitcoin is dood. Ja, snaaks, it keeps on going. So gaan weer terug vir my na die charts toe asseblief. Ek gaan ietsie kyk. Nee, die all-time wat. Bitcoin se prys. Okay. Ja, nee, dis daar, gaan sit Bitcoin. Ja, ons sit vir Bitcoin. Ja, sê. Okay. Op die oomblik is all-time. Ja, hy wys van 2013 af. Miskien kan mense ook gaan na Blockchain. Hy wys 'n bietjie beter. Blockchain. Hulle webwerf is nie, hulle het hom nou oorgedoen. Ja. Dis ook om 'n bietjie nou nog in mekaar. Oor die algemeen, is dit nou al die tyd as hier all-time. As 'n investment, kan 'n mens sien dat basies hier van 2011 af, is daar al gaan hy bietjie af. Hy is stelselmatig is hy 'n upward curve. So in die lang termyn is Bitcoin 'n goeie investment. 'n baie goeie investment. Meer as enige ander iets op hierdie stadium, dink ek. Wat dink jy? Weet jy, die ouens het bietjie bewys, hulle het gaan kyk na die olieprys en die goudprys en sulke soort goeders. En dit is oor die algemeen bewys dat Bitcoin is 'n meer stabiele investment vir letterlik as jy jou geld iewerster wil sit. Nou, ek persoonlik is nie 'n day trader of daai soort goeders nie. Ek stel nie belang in daai trading goed nie. Dit is geld verloor dinge. Maar wat ons let wel, as ons wat geld maak, maar dan moet jy weet wat jy doen. Ja, jy moet jou storie ken daar. Maar vir my, hierdie is 'n 5 jaar plan vir my. Yes. As ek 'n Bitcoin sou koop, dis nie iets wat ek môre gaan spandeer nie. Ja, ons gaan vir julle wys hoe 'n bietjie te spekuleer met op verskillende maniere en te wys wat ons doen. Weereens asseblief doen julle eie huiswerk. Maar ek dink die punt is hierso, Bitcoin is 'n baie goeie investment. Nou, onthou nou weer, ons het gesê, daar's 16,5 miljoen Bitcoin op hierdie stadium, daar gaan net 21 miljoen wees teen 2140, so dis lank na ons dood is. En dis soos goud. Daar's soos net 'n sekere hoeveelheid Bitcoin wat gemaak gaan word. Just 'n vraag vir die ouens daar buite. Ek seker hulle weet nie hoeveel rande is in sirkulasie nie. Nou, hoe kan jy nou die waarde gee van 'n rand eintlik, as jy nie eens weet hoeveel daarvan die goed is nie? So, daar's ouens wat na Bitcoin verwys as digital gold. So, ek dink dis die approach wat ons het met die ding. Ja, die ding is, jy kan sien waar die ding gaan, jy weet waar hy gaan, dit is is die regulatory, maar dit is nog steeds vasgestel. Ja, dit is die nice ding. So, mense, weet dit word gekontroleer deur ons, deur die miners. Ons gaan vir julle vertel van dit. So Bitcoin, amazing. Net terwyl ons nou praat van sulke soort goed. Website coinmap.org. Gaan loer 'n bietjie daar. Hierdie is waar mens kan Bitcoin gaan spandeer. Nou ja, sal sien in Suid-Afrika is nog stadig, maar ons weet hoe werk dit. Maar kyk 'n bietjie in Europa en Amerika en so. Hoe maklik dit is om Bitcoin te spandeer. Nou onthou, daar's altyd die opsie van 'n Zappo of 'n Wirex kaart of sulke soort goed wat jy eens kan gebruik. Is so, maar die hele doel van hierdie Bitcoin en goeders exercise, kom ons sê dit so, is om daai Suid-Afrikaanse map heeltemal kleurvol te maak. Ja. Ons wil hê Bitcoin moet daai map volmaak. Dat jy Kaapstad toe kan gaan, Pofadder toe kan gaan, Ladysmith, Harrismith, flip, wherever jy gaan, kan jy jou Bitcoin gaan exchange vir geld of gebruik of whatever. Dit groei. Nee, dit groei, hy is nou meer as wat daar was 'n rukkie terug. So dis stelselmatig besig om meer te word, maar ek wil hê ons moet die ding
maar dit is wat ons wil doen. Hoe meer mense weet van Bitcoin, hoe beter vir ons almal. Ek stem. En ons gaan hierdie kanaal van ons vol videoetjies maak om julle te help en te wys en praktiese goedertjies en hopelik vind julle dit goed handig. Ja, dan moet julle ons goed gebruik soos ons Facebook page. Daarso kan julle, ons gaan polls daarop sit waar ons gaan vra en mense gaan opinies daar kan lig en whatnot en sê wat hulle wil sien. Ons het 'n Telegram groep ook. Ons moet die link gooi weer, het jy werk. Link is nie, hy is daar op die groep saam mee. Ek sal hom net daar sy. Okay, daar is hy. So ja, join ons Telegram groepie. En dan die ouens wat wil Twitter. Dis lekker. Ja, en die wat nie weet wat Telegram is nie, dis basies soos WhatsApp. Die enigste verskil is in 'n groep kan jy 5000 mense hê, waar in WhatsApp is jou average 165 of something. 275. Wat 265 of something. Ja. Dis 'n groot verskil. So Telegram is 'n baie beter app op hierdie stadium ook wat ek dink. Ja, ons kan 5000 mense in ons groepie huisves en help. Ons sal probeer so ons bes ons kan. Ons het byvoorbeeld vanoggend 'n vraag gehad, kan mense links en goed, dis nie waar dit gaan nie. Die hele idee van die groepe en van die hele storie is education, ons wil die mense leer. Ja, daar is ander groepe wat ons aanbehoort wat verskillende opportunities en goed is. Maar dit is nie wat die exercise hier is nie. Ons wil vir mense leer wat is Bitcoin en wat is cryptocurrency in die geheel. Ja. En wat kan jy daarmee doen? Ja. En ek dink ons gaan ons video's korter probeer hou. Ek sien ons trek nou hierso redelik lank, amper 22 minute. Ons sal ons video's kort probeer hou. Maar hulle like ons ook. Ja, ons sal kyk. Maar ja, ek dink ja, ek dink dis goed. Join ons ouens en soos ek sê, geniet die video's. Like ons channel. Hoe meer likes ons het, hoe beter. Meer vrae goed kan ons kry en meer goed kan ons vir julle leer. En meer kan ons julle help. Ja, awesome. Cool. Dankie. Tot volgende keer. Cheers.